Graad 6. Ons gaan vandag kyk na stroombaandiagramme. Nou elektriesiëns gebruik 'n stroombaandiagram. Nou kom elektrisiteit, voordat ek verder gaan. 'n Elektriesiën, dit is 'n persoon wat van beroep met elektrisiteit werk. Dis gewoonlik die mense wat na jou male se huis kom wanneer daar een of ander vorm van 'n probleem is met die elektrisiteit by die huis. Nou elektriesiëne gebruik 'n eenvoudige stroombaandiagram om elektriese stroombane voor te stel. Nou, hoekom gebruik ons 'n stroombaandiagram? Daar's twee hoofredes. Die eerste rede is dat dit is makliker en vinniger om 'n stroombaan te kan teken. Vir ons wat nie so kunstig is nie, gaan uiteraard van die saak nie heeltemal altyd 'n gloeilamp of 'n yskas hierdie klas van toestelle baie goed kan teken nie. Dit gaan jou ook redelik lank vat, selfs al kan jy goed teken, om so 'n diagram te kan teken. So met ander woorde, dit is baie makliker en uiteraard van die saak baie vinniger. Rede nommer 2. Dit is internasionaal verstaanbaar. Dit maak nie saak watter taal hierdie persoon praat nie, of hy jou kan verstaan of nie verstaan nie, of in watter deel van die wêreld hierdie persoon is nie. Maar hulle sal kan verstaan waaroor hierdie spesifieke stroombaan gaan, deur net na jou simbole te kyk in jou diagram. En dit bring ons na die volgende punt. In ons diagram gebruik ons simbole. Ons praat van 'n elektriese stroombaan simbole. Nou daar's 4 simbole in graad 6 wat ons moet ken. Die eerste ene is 'n energiebron wat 'n sel of 'n battery gaan wees. Die tweede een is ons koperdraad. Die derde ene is 'n toestel en in hierdie geval hoef ons net 'n gloeilamp te ken. Die vierde ene is natuurlik 'n skakelaar. Nou skakelaar moet jy ook in jou diagram kan aandui of jou skakelaar oop is en of jou skakelaar toe is. Kom ons kyk hoe lyk hierdie simbole. Elke komponent het 'n eenvoudige simbool. Die simbool verteenwoordig daardie komponent in 'n stroombaandiagram. Ons eerste komponent waarna ons gaan kyk is ons elektrisiteitsbron. Hierdie komponent het 2 simbole. Dit is 'n sel of 'n battery. Die kort lyne wys die negatiewe terminaal en die lang lyne wys die positiewe terminaal. Dit is wel baie belangrik dat jy daarop let, dat wanneer ons kyk na die battery se simbole, dat daar geen geleidingsdraad, met ander woorde, 'n lyn tussen die selle is, wat die selle aan mekaar verbind om 'n battery te vorm nie. Die battery word gevorm deur net die aantal selle wat benodig word, langs mekaar te teken. Ons volgende komponent is 'n koperdraad. Nou, ons koperdraad het 'n geïsoleerde, dit beteken daar sou een of ander vorm van 'n plastiek of rubber laagie om die draad. Ons gebruik pyle om die rigting van elektrisiteitsvloei aan te dui. Nou, elektrisiteit vloei vanaf die bron, die insetenergie, na die toestel. En onthou dat elektrisiteit vloei vanaf die positiewe terminaal na die negatiewe terminaal. Ons derde komponent is die toestel. Enige vorm van 'n gloeilamp wat jy in jou stroombaan gebruik, word soos volg aangedui. Die sirkeltjie met die kruis daardeur. Ons vierde en laaste komponent is die skakelaar. Ons oop skakelaar lyk soos volg. Dit is die een waardeur die krag nie sal vloei nie. En dan het ons toeskakelaar en hy lyk soos volg. In ons volgende video gaan ons kyk na geleiers.